Dit was nog altyd vir my lekker om hier in die kerkgebou te kom sit wanneer hier niemand anders is nie. Wanneer dit stil is. Ja, dit is 'n gebou, dit is sement en stene en hout, glas. Maar op 'n manier beleef ek tog altyd hier dat die Here hier teenwoordig is. Dit is die huis van die Here. Dit is tog asof 'n mens hier voel jy is nader aan die Here. Ek dink juis ook omdat 'n mens hier kan kom stil word. Die stilte nie net kan hoor nie, maar ook kan beleef. Dit is asof 'n mens hier in die stil kerk so iets van die heiligheid, die ware, dieper, innige teenwoordigheid van God beleef. Stilte. Stilte wat ons baie keer nie meer ken nie. Dit is baie keer in die stiltes waar ons vir God ontmoet. Waar God ons ontmoet. Waar ons vir God en sy hart ontdek. So daar waar jy nou is, hoop ek jy beleef ook so 'n bietjie stilte. Jy beleef ook die teenwoordigheid van die Here. Mag die Here vanoggend vir jou seën met 'n stukkie stilte in jou hart. Amen. Ek lees vanoggend vir ons uit 1 Konings 19, vir my persoonlik een van die mees aangrypende verhale in die Bybel. Kom ek lees dit vir ons. 1 Konings 19 van vers 1. Toe Agab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het, en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur hy Isebel 'n boodskapper na Elia, om vir hom te sê, mag die gode my swaar straf, as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Berseba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver. Daar aangekom, het hy onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar so waar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou veeleisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. Met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop, tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom, en hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia?
Hy het geantwoord: Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, u altaar het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê: Gaan uit, staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra: Wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord: Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat. U altaar het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Here vir hom: Gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Gesael as koning salf oor Aram. Jehu, seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, seun van Safat, uit Abel Megola, moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Gesael ontkom, Jehu sal hom doodmaak, en wie die swaard van Jehu ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Ek lees vir ons eers net tot daar. Ek lees in die week oor Thomas Aquinas. Thomas Aquinas het geleef tussen 1225 en 1274 voor Christus. En hy was beskou as een van die groot en belangrike denkers en teoloë van sy tyd, trouwens van die geskiedenis van die kerk. Hy was legendaries gewees vir sy harde werk en vir sy skerpsinnige nadenke. Sy nederigheid en sy toewyding aan God was opvallend gewees. En hy was wyd en suid daarvoor bekend. Teen die einde van sy kort maar invloedryke lewe het Aquinas God egter so intens beleef dat hy nie woorde gehad het om sy ervaring en sy gedagtes oor God te verwoord nie. Daar word vertel dat Aquinas in die laaste maande voor sy dood sy lewe in stilte deurgebring het. Sommiges meen dat hy op daardie tyd gewoon net uitgebrand was en nie meer iets gehad het om te sê nie. Die Duitse filosoof Josef Pieper verstaan dit egter anders. Hy sê Aquinas was so baie stil, not because he has nothing further to say. He is silent because he has been allowed to glimpse into the inexplicable. Stefan Joubert skryf en sê, egte belewennisse van God maak jou altyd stiller, nie luidrigtiger nie. Die besef van die Here se grootheid plak jou tong vas aan jou verhemelte. As 'n mens gaan lees die verhaal van Job, en mens kom hier by Job 42 vers 5 tot 6, dan sê Job dat dit wat hy van die Here geweet het, is dit wat hy van mense hoor sê het. Maar toe hy self die Here beleef het, toe hy self op 'n unieke manier vir God ontmoet het sy woorde min geword. Skielik opgeraak. Nou bly Job net stil. Nou is hy vol verwondering voor die Here. In 1 Korintings lees ons die verhaal van Elia. En kry 'n mens hier baie mooi die kontras tussen geraas en stilte. En die verskil van 'n mens se ervaring wanneer dit kom by geraas en stilte. In 1 Konings 18 ontdek ons vir Elia waar hy op die berg Karmel hierdie aangrypende moment beleef, waar hy vir koning Agab en koningin Isebel uitdaag, waar hy die Baal profete uitdaag en waar Elia
nadat hy tot die Here gebid het, vuur uit die hemel afbid, wat die offer en die altaar en die nat hout en alles verteer. En Elia wat dan al die profete, die priesters van Baal, dan ook doodmaak na dit. Aangrypende gebeure waar 'n mens sien die geweldige krag en die mag van God. In 1 Konings 19 kry ons vir Elia moedeloos, vlugtend voor die Isebel. Nou wat het hier gebeur? Sommige mense wil sê, daar is 'n psigiese verklaring hiervoor, dat Elia dalk uitgebrand is, na dit wat hy beleef het, en dit wat hy alles al gedoen het. Anders sê nee, daar is meer 'n fisiese verklaring daarvoor, dat die adrenalien wat Elia beleef het, toe op 'n stadium voor koning Agab se strydwa uitgehardloop het, en dit wat hy beleef daar op Karmel, dat die adrenalien so deur hom gepomp het, dat toe alles verby was, hy in 'n tipe van 'n post-adrenalien depressie ingegaan het. Natuurlik sê sommige met mense ook nie die rol van vrees uit die prentjie uithaal. Elia wat doodgewoon bang is, vrees ervaar oor dit wat Isebel vir hom gesê het, sy hom gaan doodmaak. En daarom vlug Elia. Hy vlug so ver soos Berseba, die mees suidelike punt van Juda. Daar laat hy sy slaaf agter, en dan gaan hy 'n dagreis ver in die woestyn in. En daar in die woestyn gaan kruip Elia onder 'n besembos in, met die woorde, hy het genoeg gehad. Hy het gewoon genoeg gehad, en hy beleef dit wat hy gedoen het, en dit wat hy ervaar het, as nutteloos en as sinloos. Elia wat sê, hy is eintlik niks beter as sy voorvaders. Elia wat in 'n diep, moedelose depressie ingaan. Maar wat doen die Here? Waar is die Here in hierdie verhaal? In hoofstuk 18, die gebeure op Karmel, ja, stuur die Here hierdie kragtige wonder uit die hemel uit. Maar eintlik is dit in hoofstuk 18, Elia wat optree. Elia wat al die besluite neem, Elia wat 'n klomp goed doen. In hoofstuk 19 kry ons vir Elia wat beangs vlug, maar wat die Here op 'n baie dieper manier leer ken. Elia leer in 1 Konings 19 vir die Here ken as die versorgende, as die liefdevolle, as die sagte God wat bystand gee, wat vir Elia weer optel en hom opnuut weer op sy roeping laat fokus. Onder die besembos raak Elia in die slaap, en dan maak die Here hom wakker. En Elia sien daar brood en water. Juist dit wat Elia nodig het. Rus, kos, versorging. Elia kry nie daar onder die besembos vermaanings of verwyte of veroordeling van die Here nie. En die Here daar onder die besembos kom versorg hy vir Elia met fisiese, daaglikse behoeftes. En dan stuur die Here vir Elia, en hy sê, gaan na my berg toe, gaan na Horeb, Sinai, die berg van God, die berg waar God sy volk in die verlede al ontmoet het. 'n moe, uitgeputte, beangste vlugteling het nie argumente nodig. Elia doen wat hy gesê word, en dan reis hy 40 dae, 40 nagte, sê ons teks vir ons, tot by Horeb. En daar kom Elia tot 'n nuwe ontdekking en 'n nuwe ontmoeting met die Here. Elia word versterk, maar hy word ook toegerus vir hierdie ontmoeting met die Here. Elia kom daar op die berg voor die Here. En dan vra die Here vir Elia, Elia, wat maak jy hier? As 'n mens hierdie gedeelte lees, is my aangrypend. Die Here vra 2 keer vir Elia dieselfde vraag, wat maak jy hier? En elke keer antwoord Elia met dieselfde woorde. Maar die eerste keer as mens dit lees, dan hoor 'n mens in Elia se stem die woede, die ongemak, die kwaad, die onrustigheid. Maar die tweede keer is daar 'n rustigheid in Elia. Hoekom? Wanneer die Here vir Elia ontmoet daar op Karmelberg, dan gee die Here 'n aardbewing.
Hy gee wind, hy gee vuur. En telkens staan daar, maar daarin is die Here nie. En dan sê die Bybel, kom daar stilte. Die New Revised Standard Version van die Bybel vertaal dit met a sound of sheer silence. Die 83 vertaling praat van 'n fluistering in die windstilte. Die 2020 vertaling praat van 'n sagte gesuis. Amper soos daardie gesuis wat jy in jou ore hoor wanneer dit regtig stil is. En dan wanneer daardie stilte, daardie sound of sheer silence kom, dan maak Elia sy gesig toe. Want dan weet hy die Here is daar. Dan beleef hy die Here se teenwoordigheid. Die eerste keer is die Here, Elia met die Here praat, dan is Elia kwaad, ontnugter, moedeloos. Maar na hierdie stil ontmoeting met die Here, dan staan daar dat Elia sy gesig toemaak. En word Elia se eie stem sagter. Weg is die woede. Dan staan Elia in sy woorde eerlik, opreg, ontbloot voor God. Ons is baie keer mense wat vir God in aksie soek. Ons soek vir God in die dramatiese. Ons soek vir God baie keer in die wonderwerke. Maar ons mis daarmee baie keer 'n baie belangrike dimensie van ontmoetings met God. Wie geestelik wil groei, wie kragtig en dramaties ook in God se diens wil staan, moet ruimte maak vir stilte. Dit is in die stilte dat ons oopgaan vir God. Dit is wanneer ons afsien van die drama, van die aksie, van die groot sogenaamde dinge. En anders ons voor God stil raak, dat ons God ontmoet en waar hy op sy helderste met ons begin werk. Dis wanneer ons ons slag stil bly en luister. Wanneer jy ophou met jou eie prestasie en leeg, verwese, ja selfs beskimmeld voor God staan, dat jy in 'n ruimte ingaan waarin jy vir God kan ontmoet en waar God vir jou kan ontmoet. Dis wanneer jy jouself gee vir die ontwrigting van jou lewe, waar jy oopgaan en waar God met jou kan begin werk. Dis wanneer jy opnuut besef dat alles is maar net genadebrood en genadewater. Wanneer jy die opdrag kry en wanneer jy nuwe sin en betekenis in jou lewe vind. Dis wanneer jy oopgaan om die Here in die stilte te soek, dat daar nuwe energie in jou lewe kom, om die Here ook daar buite in die wêreld, in die geraas te gaan dien. Die aksie van hoofstuk 18 en die stilte van hoofstuk 19 moet ons egter nie verstaan as dat dit teenoor mekaar staan en dat ons dit teenoor mekaar moet afspeel nie. Ja, ons ontdek vir God in die dramatiese, in die wonder, in die grootsheid van sy mag en sy heerlikheid. Die een is nie reg en die ander een verkeerd nie. Maar wat wel waar is dat in die woestyntye, in die gestrooptheid van ons lewens, ja, in die stil, intieme oomblikke, waar ons vir God baie keer die diepste, die reinste, die eerlikste in ons lewens ontdek. Dit gebeur met Elia. In die stilte draai die Here vir Elia om en hy sê, gaan vervul jou roeping. Die Here gee vir hom die opdrag en Elia kan vanuit hierdie stil ontmoeting met die Here sy opdrag gaan uitvier. Kom ons gaan leer asseblief vanoggend by Elia en by Job en by Thomas Aquinas. Soek die Here se nabyheid op, ook in die stiltes van ons gestrooptheid. Raak al hoe meer bewus van God se grootheid en laat verwondering oor God jou siel oorweldig. Verwonder jouself 'n slag net oor God se teenwoordigheid in jou lewe. Skep nuwe ruimte vir heilige eerbied en vir heilige ontmoetings met die Here.
Moenie dat die wêreld en die wêreldse dinge en die wêreldse realiteite die heeltyd jou oog vang nie. Dan wen kommer en klein geloof in ons lewens. Soek groter innerlike rus en stilte. Jaag die Here se nabyheid na. Ja, die Here is altyd by jou. Maar wys met jou lewe dat jy weet en glo en beleef. En dan kom jy regtig tot rus. Wanneer ek die Here ontdek, ook in die stil oomblikke, in die klein oomblikke van die lewe. En daarom is my gebed vir jou vanoggend, dat jy ook die voorreg sal hê om te kan kom stil raak voor die Here, om God se teenwoordigheid te beleef, sodat ek en jy regtig kan hoor, kan ontdek, in verwondering kan staan, oor 'n God, wat vir my en vir jou, in ons diepste nood, in ons swaarste oomblikke kom ontmoet, al is dit ook net, in die fluistering van 'n windstilte, in 'n sagte gesuis, in 'n sound of sheer silence. Mag God jou vandag ontmoet. Amen. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night. Can you tell me that you're pleased and that I'm never alone? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. It's who I am. It's who I am. It's who I am. A child of God. Ek nooi jou uit. Sit nou sommer net 'n oombliekie stil in die Here se teenwoordigheid.
Amen. Mag die Here vir jou seën met stilte vandag. Mag die Here vir jou seën met 'n nuwe ontdekking van sy sorg en sy liefde vir jou. Mag jy beleef dat die Here jou seën deur sy teenwoordigheid, deur sy Gees in jou lewe, sodat ons weer kan verwonder en in God kan glo. Amen. 'n mooi dag en 'n baie geseënde week vir jou.